Goeiemôre kruiskietsmaats, dis vir my baie lekker dat ek weer vandag bietjie by julle kan kom kuier. Vandag praat ons oor ietsie wat bietjie hartseer is. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar laasweek het ons nie kruiskiets gehad, dat ons bietjie by mekaar kon kuier nie. Ongelukkig is Tannie Carly, oom Jorie se vrou, is laasweek maandag oorlede. En ons het dit goed gedink, dat ons 'n dag bietjie met julle daar gesels. So, ek weet nie of van julle dit al geervaar het nie. Maar ongelukkig is dit 'n baie hartseer deel van die lewe, wanneer iemand sterf. Nou, wanneer iemand sterf, beteken dit dat hulle liggaam nie meer werk nie, en dat hulle nie meer hier saam met ons op aarde is nie. Jy kan nie meer hulle sien nie, jy hoor hulle nie, jy kan nie vir hulle 'n drukkie gee nie. Nee, dit kan jou soms hartseer maak. Ek is seker daar's van julle wat dalk al 'n oom of 'n tannie of selfs 'n oupa of 'n ouma al verloor het. En dit maak jou soms hartseer. Nou, ek wil julle net vir julle laat weet dat selfs groot mense dit ook hartseer. En hulle huil ook soms. Dis nie net jy wat hartseer voel nie. Maar ek het baie goeie nuus vir jou. Kom ons lees bietjie hierso in Psalm 147 vers 3. Dit sê: Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Nou wie is die hy waarvan hy praat? Dis God. En wat jy kan nou sien, hy sê, God verbind jou wonde. Wat beteken? Wanneer jy besig is en jy voel hartseer en jy mis die persoon, beteken dit nie, God los jou alleen nie. God is by jou. Hy weet waardeur jy gaan. Hy verstaan jou hartseer. Hy sien jou trane. Hy voel selfs hartseer saam met jou. Nou partykeer, wanneer jy die persoon mis, dan voel dit soms vir jou, daar's 'n groot stilte in die huis. Jy mis hulle lag, jy mis hulle stories. Dalk sien jy dat daar 'n leë stoel is aan die etenstafel. En dit herinner ons baie aan die hartseer van dit alles. En baie keer, dan vra jy vir jouself, hoekom? Hoekom het hierdie ding gebeur? En jy kan partykeer kwaad word. Ek wil net vir julle sê, dis oukei. Net soos wat oom Wouter ook gesê het, met Tannie Carly se begrafnis. Dis oukei om te vra hoekom. Dis oukei om kwaad te wees, want jy was lief vir die persoon. Dit wys net hoe lief jy hulle gehad het. Maar, net hierdie vers sê God, hy los jou nie alleen nie. Hy's by jou altyd. En hy gaan saam met jou deur dit. Hy troos jou. Hy's daar so om vir jou 'n stywe drukkie te gee, om vir jou weer vrede te gee. En hy beloof dat die mense wat in hom glo, saam met hom vir ewig is. En ek kan nou vir julle sê, Tannie Carly het vir Jesus baie lief gehad. En sy het hom in haar hele lewe leer ken. So ons kan rustig wees met die feit, dat Tannie Carly is veilig in God se arms. Nou, God het ook vir ons gesê, dat hy los ons nooit alleen nie. Jy hoef nooit om te voel as jy hartseer is, dat jy alleen deur dit gaan nie. Maar God het ook vir jou 'n paar ander maniere gegee, van hoe om deur dit alles te werk. Hy het dalk het jy 'n mamma of 'n pappa, of 'n onderwyser, soms wie jy oor dit kan praat. Dan is goed om oor hierdie tipe goed te praat. As jy hartseer is, dan deel jy jou hart. En as jy hartseer is, gesels met God daaroor. Hy sal jou troos,
Hy weet waartoe jy gaan. En soos ek sê, hy is saam met jou hartseer oor dit alles. Jy kan ook huil. Jy mag huil as jy hartseer is. Soos ek sê, groot mense het ook gehuil. Ek beloof jou nou, ek en oom Jorie het baie gehuil toe ons gehoor het dat Tannie Carly oorlede is. En dis oukei. Dis hoe ons deur dit werk. Nou, jy kan ook vir ander mense help, wat ook iemand verloor het. En die manier hoe jy dit kan doen, is dalk net om te sit en te luister wanneer hulle hartseer is. Nie om ietsie te sê nie. Jy luister net. Dalk kan jy vir hulle 'n stywe drukkie gee, want dis wat hulle gaan help. Of, jy kan saam met hulle ook bid. En soos ek sê, God weet alles. En hy is ongelooflik lief vir jou. Kom ons bid gou saam. Liewe Here, baie dankie dat ons weet dat ons nie alleen deur ons hartseer gaan nie. Dankie dat U ons troos deur hierdie tyd. Liewe Here, ek kom vra asseblief dat U saam met elke liewe maat sal gaan, waar hulle hartseer is, dalk oor Tannie Carly of dalk oor iemand anders wat hulle verloor het. Liewe Here, en ek kom vra dat U ons elkeen se oë sal oopmaak, sodat ons kan sien waar ons iemand anders ook kan help. Dankie vir U se liefde en U se genade. Bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Dit was baie lekker om vandag bietjie saam met julle te kan kom kuier en ons sien julle dan weer volgende week hierso by ons kruiskies. Bye!